Goeiemôre vriende, baie welkom by vanoggend se erediens. Daar waar jy ook inskakel, mag dit so wees dat die Here so in jou en by jou ook teenwoordig is en dat jy sy teenwoordigheid ervaar. Ek groet julle in die naam van God die Enig, die een wie alles geskep het en aan wie alles behoort. Kom na hom toe, hy wat ons nooi as die lewende klip, wat wel deur mense afgekeer is, maar wat voor God uitverkore is. Wat kosbaar is, en wie in hom glo, sal verseker nooit beskaam staan nie. Hierdie God nooi jou, verwelkom jou, groet jou. Amen. En as mens gegroet word deur die Here, dan reageer ons deur te reageer op 'n loflied. En dit is 'n lied wat ons ook bekend is in hierdie tyd van Pasen. Ons sing lied 417, Jesus, ons eer U. Kom ons word vir 'n oomblik stil so voor die Here wanneer ons dan gereed maak om ook uit vanoggend se skriflesing te lees. Here, U is die rots waarop ons vas kan staan. En selfs wanneer die golwe woed en die winde huil, dankie dat
Dank ons U dat U ons herinner dat alles wat op U gebou is, nie sal vergaan nie. Ons bely dat ons dikwels probeer bou op ons eie planne, op die dinge wat verganklik en leeg is. En daarom vra ons, Here, vergeef ons wanneer ons op sand bou. Maar dankie o Here dat U seën ook die hoeksteen is, die fundament is wat nooit verbrokkel nie. Dankie dat U ons as lewende stene inbou in U huis, sodat ons saam 'n huis kan wees waar U Gees woon. Help ons, o Here, om vas te staan in storms, om ander te ondersteun in hulle swaar kry en om ligdraers in 'n donker wêreld te wees. Leer ons om te sing, selfs in die nag, want ons weet, U liefde hou ons staande. Amen. Vriende, ons reis ook vanoggend verder en ons lees, vanoggend lees ons saam uit 1 Petrus 2 en ons lees daar vanaf vers 1 tot 10. Hou dan op om met elke vorm van kwaad, met alle bedrog en huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons tema vir vanoggend is dat ons sal onthou wie ons is. Saam die tema wat Petrus regdeur vir hierdie gemeentes in Klein-Asië, 'n omsendbrief, is hulle geballinge, is hulle vreemdelinge waar hulle verstrooid is. Jy sou kon wonder, is hulle politieke vlugtelinge of is dit amper hulle teologiese posisie? As mens dan ook gaan kyk in Johannes 14, die afskeidsgesprek wat hy met sy disippels het, dan praat hy dat hy vir hulle sê, laat julle harte nie ontsteld word. En daai hart in die enkelvoud praat eintlik van 'n groepsidentiteit se hart wat nie ontsteld moet wees nie. Dis amper hier Petrus praat met 'n gemeenskap van mense wat onderling saam dieselfde swaar kry en dieselfde ontwortelde posisie deel. Maar hy gee vir hulle 'n nuwe taal van 'n nuwe huis. Hy sê, eers het julle nie 'n huis gehad nie, en nou word julle ingebou as lewende stene in hierdie geestelike huis. Hulle identiteit is dat hulle gestroop is van hulle waardigheid en baie mense beleef ook hierdie brief help ons om die identiteit wat in ons ingegrafeer is, om dit te herroep en daaraan herinner te word. En hier hoor jy baie
verbondstaal. Julle is 'n eiendomsvolk. Julle is my eiendomsvolk. 'n koninklike priesterdom, 'n uitverkore volk. Mense wat afgesonder leef, as ons die eerste gedeelte onthou, daar in vers 15, om heilig te wees, want God is heilig. Hy wil vir hulle sê, julle is my kinders. En hoe klink hierdie woorde vir mense wat dit lees, wat op die rand staan om 'n krisis en grootskaalse vervolging in die gesig te staar? En Petrus skep hierdie baie sterk parallel. Hy sê, Christus is die lewende steen en dit is die hoeksteen, hierdie lewende hoeksteen. En dan sê hy, maar julle is hier ook lewende stene wat op hierdie fundament gebou is. En dan sê hy, maar Christus, hierdie steen wat deur bouers afgekeer, wat deur die mense verwerp word. En dan sê hy, trek hy dieselfde parallel, hy sê, maar julle is vreemdelinge ook in hierdie wêreld. En dan sê hy, Christus is deur God uitverkies en julle sal ook sy uitverkore volk wees, sy eiendomsvolk. Hy bou op hierdie gedagte van God se mense verder deur te fokus op Israel se narratief. Dat hy hergebore word in 'n nuwe gemeenskap en hy praat van 'n nuwe tempel wat iets van God se teenwoordigheid en eer en herstel kom verteenwoordig. En hy praat van 'n ledemaat of om dele te wees van 'n heilige priesterdom waar ons ook offers bring. Ons bring onsself en ons maak onsself as heilige offers. Leef ons heilig want God is heilig. En broederliefde. Dis die offer wat ons bring. Net as 'n mens hoor, net vir 'n oomblik gaan terugkyk na die priester se werk in die tempel, is dat hulle die offers en hulle die bemiddeling gedoen het. Hulle was middelaars in die tempel tussen die mense en God. Hulle het dit vir mense moontlik gemaak om met God in kontak te kom. Hergeboorte van 'n uitverkore, gekose mense, 'n eiendomsvolk. Mense wat verstrooid is, maar hulle het hulle gemeenskap gevind in Israel se storie, maar ook opnuut in Christus se storie. En dan praat hy van hierdie koninklike priesterdom. En as ons dit is taal wat ons hoor uit Eksodus 19, waar daar staan, as julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie, hierdie hele aarde behoort immers aan my. Die hele aarde behoort aan God, maar Israel behoort op 'n baie spesifieke manier behoort hulle aan God. Hulle was vir hierdie doel afgesonder, koninkryk van priesters. En hierdie priesters verteenwoordig nie net mense by God nie, maar hulle tree in vir die mense. Hulle verteenwoordig ook God by die mense. En daarom hoor jy die kerk se roeping, ons as lewende stene wat ingebou is om dit te verteenwoordig. Geroep om te wees wat Israel uiteindelik nie kon wees nie. Ons geroep om hierdie liggaam van Christus te versterk. En is die vraag, hoe lyk dit wanneer ons uiteindelik God se mense is? En as jy hoor, God se mense, 'n uitverkore volk, mense, 'n gemeente wat krisis in die gesig staar, wat vervolg is, wat opgebou of opgeroep word om lewende stene te wees, wat ingebou word in hierdie nuwe geestelike huis. Jesus self sê, ek gaan hierdie tempel afbreek en in 3 dae herbou.
Dat die tempel uiteindelik vervul word in Christus wat 'n nuwe geestelike tempel kom oprig. En waartoe alle mense toegang het. Dat ons uiteindelik solidêr staan met die nood en die pyn van hierdie wêreld. Ons is geroep om 'n uitverkore groep mense te wees, koninklike priesterdom, 'n heilige nasie. Ons identiteit in Christus. As ons ook Stefanus se storie hoor wat gestenig word en sy woorde is, Here, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mense wat nie net vir hulle self lewe nie, maar op die fundament van Christus. Dat Christus is die hoeksteen en ons hoor dat almal nie hom as die hoeksteen sodanig aanvaar nie en daarom is dit vir hulle 'n struikelblok. Daarom is dit 'n blok, 'n klip waaroor hulle voet stamp en waaroor hulle struikel en val. Of hierdie klip wat deur die bouers verwerp is. Jy sou hoor hoe hierdie steen wat deur die bouers afgekeur is, maar tog die hoeksteen word vir God se nuwe werklikheid, God se nuwe huis, God se nuwe tempel wat hy gaan oprig. En ons sien hierdie spanning reg deur die Bybel. Ons sien Stefanus byvoorbeeld, hy word verwerp en gestenig, maar in sy dood en in sy marteling sien hy die heerlikheid van God. God kom bou iets nuuts en hy roep my en jou en hy gee vir ons hierdie identiteit. Dis ons tema, onthou wie hy is. Ons is lewende stene wat in God se nuwe huis ingebou word. En as jy dink aan die term lewende steen, wat is die teenoorgestelde daarvan? Dit is 'n dooie steen, dit is 'n klip wat koud en dood en niks lewe bevat nie. Dan hoor ons dat dit deur die Gees is. As ons herinner word dat dit deur die Gees is wat dit gebeur. Vers 19, inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is, reeds voor die skepping van die wêreld is hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Daarom, deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Vers 11, die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly en daarna verheerlik sal word en hulle het probeer naspeur wat die tyd en die omstandighede sou wees wat die Gees bedoel het. As aan julle is geopenbaar wat hulle geprofeteer het nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle in vers 12, nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak deur die Heilige Gees wat van die hemel afgestuur is. Dit is deur die Gees van God dat hierdie klipharte, as jy die profeet Esegiel lees, harte van vlees word. Waar ons nie meer dooie klippe is nie, maar dat ons harte vol is met Christus se lewensbloed, wat klop, wat 'n hart klop vir God se mense. Harte wat omgee en nie net sê hierdie is ons huis nie, en ons huis alleen nie, maar wat sê maar hier het ons deel geword van 'n nuwe geestelike huis.
Hier is Christus, om Kolossense se woorde te gebruik. Hier is Christus, alles en in elke mens. En ons is deel van hierdie nuwe tempel, van hierdie nuwe huis. Dis bemoedigend om so daaroor te dink en so daarin genooi te word in hierdie realiteit. Mag die Here vir my en vir jou as lewende stene opbou, waar ons weet dat ons sy eiendomsvolk is en daarom hierdie heilige koninklike priesterdom word, waar ons mense in kontak bring met God, deur diens te doen en mense in te nooi om deel te wees van hierdie geestelike huis. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir die goedheid en die genade. Dankie dat U die hoeksteen is waarop ons kan bou en dankie dat ons as lewende stene ingebou word in hierdie huis. Ons loof en ons prys die wonderlike naam. Amen. Vriende, ons sluit ook af deur ons slotlied, ons sing lied 524, God roep ons om met woord en daad aktief vir hom te leef en werk. Ontvang dan nou ook so die seën van die Here. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek nie. Julle wat eens ver was, behoort nou aan God. Julle wat eens geen ontferming geken het nie, ontvang nou die ontferming van God. Amen.